Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir u almag en u genade. En Here, dankie dat ons die voorreg het om te kan bid. Dankie Here dat u ons met u teenwoordigheid vereer. En ek vra Here dat u met elke persoon hier sal wees, sodat die boodskap wat ons vandag gaan deel, tot ingang tot ons harte sal vind en ons sal verander, om u meer lief te hê en om u werk op aarde te doen. Amen. Ek het met hierdie boodskap het ek weer besef hoe merkwaardig God is. Ek weet nie vir wie van julle ek al dit gesê het nie, maar dit is my geloof. Die boodskap behoort nie aan die spreker nie. Jy's net 'n mond wat hier staan. En as jy bidend die preek voorberei, dan kan die Here jou gebruik as die mond om sy boodskap vir die gemeente te gee. En dis my intense geloof dat die boodskap behoort aan die gemeente. En daarom is dit altyd vir my so verstommend wanneer die Here dinge binne 'n tema werk. Ek het hierdie boodskap geskryf voordat ek geweet het wat hierdie kwartaal se lesse sal wees. En baie keer werk mense, as mens hier kom by die kerk, dan sien jy hoe alles so mooi saam met mekaar werk, en hierdie was weer een van dit. Ons skriftuur kom uit die boek Romeine. Romeine 14 vers 11 wat sê, want daar staan geskryf, so seker as wat ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal my as God bely. Nou in 'n vorige keer wat ek hierso gepraat het, was my tema Johannes die Doper en sy antwoord op die vraag, wie is jy? Ek weet nie of julle kan onthou nie, maar daar was elemente in die gesprek tussen Johannes en die gesandte van Jerusalem wat verlore gegaan het in die vertalings wat ons het. En op daai stadium was dit vir my baie belangrik om dit uit te wys. Een van die dinge wat ek graag wou wys was hoe sterk hy beklemtoon het dat hy nie die Christus is nie. Want hy wou nie hê mense moet hulle hoop in hom plaas nie. Hy was net die voorloper. Die ander een wat ek wou beklemtoon daai tyd was hoe Johannes die evangelie skrywer die woorde van Jesaja aangehaal het. In ons vertalings lees ons dat Johannes sê, ek is die stem wat uitroep in die woestyn, terwyl die Griekse teks inderwaarheid lees, ek is 'n stem wat uitroep in die woestyn. En ek weet baie keer sal mense dink, dis dan bietjie te puntenerig om so te wees, maar ek het toe gedink die verskil is baie belangrik, en ek dink nog steeds, dis belangrik om die verskil agter te kom, want ek glo, Johannes het vir homself mooi uitgemaak, waar hy inpas in die werk van God, om 'n volk gereed te maak, om die Christus te ontmoet. En hy het nie homself as iets besonders beskou nie. Maar hy het geweet, hy's iemand met 'n besonderse taak. En daarom het sy hele bediening en inderwaarheid sy hele identiteit Christus gesentreerd geraak. En ek vermoed dit was sy hoop dat sy stem baie ander stemme sou aansteek om ook die wonderlike nuus te verkondig van die lam van God wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Ek gaan nie verder oor Johannes vandag praat nie, maar ek moes daarom 'n bietjie agtergrond gee, want dit was nogal die vraag aan hom, wie is jy, wat die grondslag gelê het vir vandag se wegspringteks. Maar ek moet julle waarsku, hierdie is bietjie meer 'n werk in wording as 'n afgehandelde studie. Want die teks wat my wegspringteks is, het anders uitgedraai as wat ek verwag het. My wegspringteks, Eksodus 5 vers 2. Maar die Farao het gesê, wie is die Here dat ek na sy stem moet luister om Israel te laat gaan? Ek ken nie die Here nie, en Israel sal ek ook nie laat gaan nie. Hierdie stelling kom uit die gesprek tussen Moses en Aaron en die Farao, die eerste keer toe hulle voor hom verskyn het. Dit was 'n baie belangrike gesprek.
Want daar was dinge gesê wat die fondasie gelê het vir die gebeure wat sou volg, en dit het die lewe van elke mens wat op daardie stadium in Egipte was, geaffekteer. Die prentjie waaraan ons gewoond is die van die dapper Moses en Aaron teenoor die hardkoppige Farao, en in die agtergrond die vernielde Israeliete teenoor die gemeene Egiptenare. Maar soms moet ons die lens waardeur ons kyk bietjie verander om beter te kan sien. Nou die van julle wat ook bril dra sal weet, 'n bril vir verkyk is nie die beste bril om fyn lettertjies mee te lees nie. En as jy met daardie bril lees, dan sien jy nie al die detail nie. So baie van die detail gaan verlore in die bekende verhale in die Bybel, omdat ons met ons verkykbrille kyk. Die gebede van daardie dag was vir my so iets. Want die realiteit van die gesprek tussen Moses en Aaron en die Farao was nie so eenvoudig as wat dit op die oog aflyk nie. Maar voordat ek verder gaan, want julle gaan dit dalk nie nou so goed glo nie, ek het die wêreld se respek vir Moses. Ek dink dit is een van die grootste gebeurtenisse in hierdie aardse geskiedenis, dat God Moses hemel toe kon neem. Maar ek weet ook, die feit dat hy eers moes sterf en toe opgewek word om hemel toe te gaan, beteken dat sy aksies en sy woorde nie altyd sonder foute was nie. En veral nie in die begin, daai eerste klompie jare, toe hy die volksleier was nie. En ek weet ook, dit is belangrik en dit is baie goed en inspirerend om op die sterk oomblikke in mense se lewens van wie ons lees in die Bybel te fokus. Maar dit is ook net so belangrik om te fokus op die ander oomblikke, soos hierdie een, en daaruit lesse te leer. So met dit uit die weg, kom ons lees die gesprek. So Moses en Aaron gaan staan voor die Farao van Egipte, soos wat God hulle opdrag gegee het. En hulle sê vir die Farao, so sê die Here, die God van Israel, laat my volk gaan, sodat hulle vir my 'n fees kan hou in die woestyn. Maar die Farao het gesê, wie is die Here dat ek na sy stem moet luister om Israel te laat gaan? Ek ken nie die Farao nie, ek ken nie die Here nie, en Israel sal ek nie laat gaan nie. Toe sê hulle, die God van die Hebreërs het hom aan ons bekend gemaak, laat ons asseblief 3 dagreise in die woestyn ingaan, sodat ons aan die Here ons God kan offer, anders tref hy ons met pessiekte of die swaard. Maar die Farao is klaar met die gesprek. Hy stel nie belang om verder te praatjies te maak met Moses en Aaron nie, want nie hulle of die Here van wie hulle praat beïndruk hom nie. In sy oë is die Here swak, want hy vergelyk hom met die gode waarin hy glo, en hoe dan anders? Dit is die wêreld soos hy dit ken. 'n Godewêreld wat funksioneer soos die mensewêreld. Daar's nie veel van 'n teologie aan afgodediens nie. Want dit gaan nie oor goed en sleg nie. Dit gaan oor eerbetoning, oor mag, oor oorheersing. En die rituele en seremonies wat die sisteem lewendig hou, werk soos 'n tipe ruiltransaksie. Sorg dat die gode met geskenke en offers oorlaai word, en die gode sorg dat die Farao ryk bly en op sy troon is, dat die land veilig is teen invallers en natuurrampe, dat die mense en diere geseën word met goeie aanwas. Die Farao se gode in wie hy glo is nie absolute wesens nie, en hoe dan anders? Hulle is die produk van menslike versinsels. Daarom kan die gode volgens die Farao se denkwyse, hulle kan wen of verloor in 'n oorlog. Hulle kan goedgunstig of verneig wees, of toegewend of wreed of agterbaks. Die Israeliete is die Farao se slawe. En in die wêreld, soos die Farao dit geken het, het dit beteken, dit was omdat die gode van Egipte, die God van die Hebreërs, oorheers het. So daarom dink die Farao nie veel van die Here nie.
En hy verwerdig hom nie om lang praatjies met Moses en Aaron te maak nie. Hy stuur hulle weg. En om te wys hoeveel mag hy oor hulle het, sê hy die slawedrywers en opsigters oor die dwangarbeiders aan om meer genadeloos teenoor die Israeliete te wees. Net so terloops, die opsigters is die volksgenote van die Israeliete. Eksodus 2 vers 23 en 5 vers 14. Dit is die Farao se kant van die gesprek en dit is wat ons verwag, want sy hart is verhard. En daarom plaas sy woorde my nie regtig nie. Maar dit is twee stellings in Moses en Aaron se kant van die gesprek met die Farao wat my wel pla. Die eerste een is hul stelling aan die Farao dat God die Israeliete met pessiekte of swaard gaan tref as hulle nie in die woestyn gaan offer nie. En dit net nadat hulle kort tevore vir hul volksgenote gesê het, die Here wil hulle bevry van dwangarbeid en slawerny en hy gaan hulle neem na die beloofde land. Ek moet erken, ek weet eerlikwaar nie hoekom Moses en Aaron vir die Farao gesê het dat die Here 'n swaard oor hulle koppe hang nie. Want nêrens in die woorde van God sedert sy verskyning aan Moses is daar enige dreigement van pessiektes of swaard vir die Israeliete nie. Net dat hy die ellende van sy volk raak gesien het, dat hy hulle gaan verlos uit hulle swaar kry, dat hy hulle gaan neem na die beloofde land toe. En ek het by myself gewonder, wat sou ek gedink het as ek sulke teenstrydige boodskappe sou hoor, as ek 'n Israeliet was en ek dit sou hoor? Sou ek gerus wees? Sou ek onseker of bang wees? Ek vermoed, daar was baie van die Israeliete wat sou wonder. Hoe dan nou? Wil die Here hulle uitwis of wil hulle lei tot redding? En ek is seker, hulle was bang. Want toe die tyd aanbreek dat hulle die land moes verlaat, het hulle haastig getrek, want die Farao se eersgeborene was dood, maar sy verslaanheid sou nie lank hou nie. En toe kom hulle by die Rooi See, en voor hulle is water, en agter hulle swaarde in die hand van die Egiptiese soldate. En die Bybel vertel vir ons, hulle was paniek bevange. Hulle het uitgeroep na God en hulle het vir Moses gekonfronteer en gesê, het jy ons uitgelei sodat ons hier moet sterf deur die swaard? Ten spyte van al die tekens van God se sterk hand in Egipte, was dit eers nadat hy die see oopgekloof het en hulle veilig deur hierdie oopgekloofde water kon loop en kon sien hoe die water toevou en die Farao in sy leermag verswelg, dat hulle die Here begin vertrou het. Eksodus 14 vers 31. So nou vir my tweede stelling in Moses en Aaron se gesprek wat my pla. Hulle stel die Here aan die Farao bekend as hulle Here, die God van die Hebreërs. En in die gebeure van die volgende paar weke word hierdie stelling 'n lyn in die sand. Die Farao sien in sy mag en eer en sukses die waarborg dat sy gode hom goedgesind is. Hy het geen kennis van God nie en hy het geen rede om God te respekteer nie. Net soos die Farao het die gewone Egiptenare ook geen kennis van God nie. Maar anders as die Farao het hulle nie werklik mag of eer nie. Inteendeel, selfs hulle het aan die Farao behoort. En dit was nogal Josef, die seun van Jakob se toedoen. In Genesis 47 kan mens dit lees. Toe hoe hy die Farao se droom, die Farao van daardie tyd, se droom van die vet en markkoringare en koeie uitgelê het en toe aangestel was as eerste minister. Hy het duidelik nie geweet van welsynswerk nie. Want niemand in daai land het iets verniet uit sy hand ontvang nie, behalwe natuurlik sy eie familie. So teen die tyd wat die droogte verby is, was die hele land met alles daarin die eiendom van die Farao.
Elke mens, elke Egiptenaar het aan die farao behoort. En niemand, behalwe die priesters van die Egiptiese gode, het meer seggenskap oor hul eie lewens gehad nie. So dit het my laat wonder, was dit net die Israeliete wat bevryding nodig gehad het in Egipte? Die mense van Egipte was nie net onderhewig aan die farao nie. Hulle was ook vasgeknel onder die gewig van rituele en seremonies wat gode wat nie bestaan het nie, vereer het met goud en silwer en kosbare lewens. Hulle het al hoop geplaas in die waarsêery en towerspreuke van priesters wat niks anders was as die marionette van demoniese magte nie. Maar dit was al wat hulle geken het, want net soos die farao het hulle nie die Here geken nie. So God stuur Moses en Aaron om tekens te doen, sodat die hele Egipte kan weet, die Here is God en daar is geen ander nie. En die eerste teken wat Aaron doen is om sy staf op die grond te gooi, sodat dit verander in 'n slang. Dit is iets wat die farao se towenaars natuurlik ook kan nadoen. So al vreet Aaron se stafslang hulle sin op, wyf hulle net weg. Die water van die Nyl wat bloed word, sodat die visse sterf en stink, en alles stink, is ongerieflik, maar nie te indrukwekkend nie, want die farao se towenaars kan dit ook optower. En so ook die paddatystring, 'n grillerige irritasie inderdaad, maar steeds nie beter as wat die farao se towenaars kan nadoen nie. Maar soos ons die geskiedenis ken, toe verander die dinge. Die stof wat muggies word, die ou vertaling praat van muskiete, sit die towenaars in die oë. Al wat hulle kan doen is om te sê, dit is die vinger van God, Eksodus 8 vers 19. En dit is so iets wat van 'n verleentheid vir die farao. Die steekvlee is meer as 'n verleentheid. Dit is effens onrusbarend. Want waar is die gode van Egipte dan nou? En toe volg die swaar pessiekte onder die Egiptenare se vee, terwyl die Israeliete geen vee verloor nie. En daarna die swere wat op mens en dier uitbars. En dit raak nou ernstig en meer onrusbarend. Want voor die oë van elkeen wat nog op voet was, het die farao se towenaars gekrul van pyn. En toe kom die haal. En God gee die farao voortydig waarskuwing van wat hy gaan doen, sodat mens en dier na veiligheid gebring kan word. En die Egiptenare wie hul vee en slawe in die veld gelos het die diere les geleer. Maar daar was Egiptenare wie ag geslaan het op die waarskuwing. Hulle het die mag van God erken, al het hulle niks anders van God geweet nie. En toe kom die sprinkane en verorber elke krieseltjie groenigheid, sodat selfs die raadgewers van die farao vir hom sê, laat hulle gaan om die Here, hulle God te dien. Sien u nie hoe die hele Egipte teen gronde gaan nie? Eksodus 10 vers 7. En steeds doen die farao soos die farao doen. Hy gee toe vir 'n oomblik, net om oomblikke later sy woord terug te trek, sodra die plaag stop. Maar is dit reg om aan te neem dat elke gewone Egiptenaar, wat nie beter geweet het as om vas te klou aan leë bygelowe nie, dieselfde verharde hart as die farao gehad het? Hulle gode was stil, en by wie sou hulle hulp vra? Want Moses het gesê, die Here is die God vir die Hebreërs. En toe kom die duisternis, oral in Egipte, behalwe in die wonings van die Hebreërs. Die farao laat Moses en Aaron kom en sê, hulle kan maar gaan, met hulle afhanklikes, en sonder hulle vee. Maar Moses sê, ons wil gaan, met al ons mense en al ons diere, want totdat ons daar aankom, weet ons self nie eens hoe en waarmee ons die Here moet dien nie. En o ja, u moet die slagoffers en brandoffers voorsien. Eksodus 10 vers 24 tot 26.
Toe jaag die farao vir Moses weg uit sy teenwoordigheid en hy dreig Moses met sy lewe as hy weer voor hom sal kom. Want die farao het 'n verharde hart. En toe kom die laaste plaag, die een wat die hart van elke mens, wie sy kusyne nie met bloed geverf was nie, geruk het. Die sterwe van die eersgeborenes, van die farao se kind tot die geringste slaaf en selfs die vee. En toe sê die farao vir Moses en Aaron: trek net weg onder my volk uit. Gaan dien die Here soos julle gesê het. Maar seën my ook. Eksodus 12 vers 31 tot 32. Op pad uit het elkeen van die Hebreërs silwer en goue voorwerpe van die Egiptenare geëis. Eksodus 12 vers 35 en 36. Die skrywer het in Eksodus 12 berig dat die Egiptenare die Israeliete goedgesind was en daarom so gewillig was om toe te gee aan hul eise. Maar ek weet eerlikwaar nie of goedgesind die woord is wat ek sou gebruik het om die Egiptenare van daardie nag te beskryf nie. Dalk eerder iets soos vuisfoos, verpletter. Nietemin, wat geskryf is, is geskryf. Maar dit het my laat dink aan Moses en Aaron se woorde voor die farao. Die manier hoe hulle God verduidelik het. Hoe die Egiptenare God moes verstaan. En natuurlik die heel belangrikste vir ons. Wat moet ek leer uit die dinge wat gebeur het in Egipte? So wat het ek geleer? Met my verkykbril sien ek steeds 'n dapper Moses en Aaron teenoor 'n hardkoppige farao. Ek sien dit. Ek sien steeds vernielde Israeliete en gemeene Egiptenare, wel ten minste sommiges van hulle. Maar wanneer ek hier die onderste stukkie van my multifokaal kyk, sien ek dat dinge baie meer ingewikkeld is. Want dan sien ek individue, sommiges wat vreeslik bang vir God was en gesukkel het om hom te vertrou. Wie was die individue wat bang was vir God? Behalwe die Egiptenare vermoed ek ook die meeste van die Israeliete. En dit oor die woorde wat Moses en Aaron vir die farao gesê het. Want die mense het nie sekerheid gehad oor wat vir hulle wag in die woestyn nie. Pessiekte of die swaard of 'n verlossingsreis na die beloofde land. Ek sien ook ander individue wat nie geweet het dat hulle eerder hul hoop in iemand groter en beter as dit wat hulle geken het, moes plaas nie. Wie was die individue wat nie geweet het om hul hoop en vertroue eerder in God te plaas nie? Behalwe vir die Hebreërs wat so gou na sigbare gode verlang het, beslis die Egiptenare wat op die ou einde agtergebly het in 'n verpletterde land. Want ek dink die woorde van Moses en Aaron het 'n lyn in die sand getrek wat gesê het: die Here is ons God, niemand kom verby hierdie lyn nie. Klink dit vir julle vergesog? Kom ek herinner julle. Weet julle dat die argeoloog 'n kennisgewing gevind het wat aangebring was teen die muur van die heidense voorhof van die Jerusalem tempel? In die tyd van die Nuwe Testament was dit nog steeds daar. Nou daai kennisgewing, julle onthou mos hoe die tempel gewerk, toe hulle hom herbou het na die ballingskap. Hulle het 3 voorhowe gehad, nie net die een wat daar was nie. Hulle het 'n voorhoof gehad naaste aan die tempel vir die Joodse mans. Dan was daar 'n lae muurtjie. Verder van dit af was die voorhof vir die vroue wat nou nie skielik nie meer oor daai muurtjie mag kom nie. En dan nog 'n muurtjie, die voorhof vir die heidene, die verste afstand van die tempel af. 2 muurtjies tussen hulle waaroor hulle nou skielik nie meer mag gaan nie. Nou daai kennisgewing wat teen die muur van die heidene se voorhof was, het gelees dat enige nie-Jood wat dit sou waag om in te gaan in die voorhof van die Jode met sy lewe sou boet. Was die Here net God vir die Hebreërs?
Hy was nie. Net soos hy nie net die God vir 7de dag Adventiste is nie. Maar daai onsigbare lyn in die sand het die Egiptenare uitgesluit. So hulle plaas hulle hoop in die bekende gode, al antwoord die nie, en al word niks in die land beter nie, want dit is al wat hulle ken. En ek wonder, hoekom het hulle God nie geken nie? Al die jare sedert Jakob afgetrek het in Egipte land. En die mense van die land weet nie wie die Here is nie. In ons wêreld en in ons tyd is daar baie mense wat hul hoop plaas in die dinge van hierdie teenswoordige wêreld. Want dit is wat hulle ken en dit gaan hulle die ewigheid kos. So ek vra myself, wat is my boodskap en wat is my taak, sodat die mense van die wêreld hulle harte op God kan vestig. In ons wêreld is daar ook baie mense wat bang is vir God. En pleks daarvan dat hulle hul swakhede, hul bekommernisse, hul moeilike omstandighede, hul vrese of wat ook al in die hande van God plaas, deins hulle weg, want hulle weet nie hoe lief God hulle het nie. En ek vra weer vir myself, wat is my boodskap en wat is my taak, sodat mense nie bang moet wees om hul lewens in die hande van God te plaas nie. Ek glo, dit begin by die manier hoe ek dink en leef met betrekking tot dit wat Christus aan Nikodemus gesê het in een van die bekendste tekste, Johannes 3, en ek lees vers 16 tot 18. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Jy weet, dit laat my dink, die Here is die God van die heelal. En terselfdertyd het hy hierdie mensdom, hierdie ons so lief, dat hy nie wil hê mense moet verlore gaan nie. So wanneer ek dink hoe Jesus, die seun van God, mens geword het om te sterf vir sondaars, sodat ons die ewige lewe kan ontvang, kan ek mos nie anders as om God lief te hê met my hele hart nie. En as ons God lief het, kan ons mos nie anders as om te gee wat met mense gebeur nie. Ek het begin met Johannes die Doper en sy bediening wat so belangrik is vir die tye waarin ons leef. Hy was 'n stem in die wêreld, wie sy taak hy was 'n stem in die wêreld van sy tyd. En hy het aanvaar sy taak is om mense voor te berei om hul verlosser te ontmoet. Sy boodskap was: die lam van God het gekom om die sonde van die wêreld weg te neem. En hier is ons nou terug by my stelling in die begin, dat hierdie meer van 'n studie in wording is as 'n afgehandelde boodskap. Want ek gaan dit nou in julle skote gooi. En ek laat dit nou aan julle oor, om julle elkeen julleself af te vra. Hoe moet ons God uitbeeld, terwyl ons 'n stem in die wêreld is? Onse Vader in die hemel, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos dit is in die hemel, laat dit wees ook asseblief op die aarde.
want aan U behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid. Here, ek vra ook, kom ons swakheid tegemoet. Neem ons hande, Here, en trek ons waar ons nie die geloof of die moed het om te gaan nie, sodat ons woorde sal spreek en take sal doen om U koninkryk op hierdie aarde te bevorder, Here. Ek vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die genade. Here, en hou ons nederig, dat ons weet, ons is nie die stem nie. Ons is net stemme. Here, U is die stem wat spreek tot harte. En ek vra, Here, wees ons genadig, sodat ons nie in die pad kom van U werk nie, maar sodat ons U werk sal volbring in U heilige naam. Amen.